Goeiemôre geliefdes, ek groet u weer eens hier uit die Weskaap uit. Dit raak nou 'n bietjie koelerig, die winter kom nader. Maar dank die Here, sy goedheid bly vir ewig. Sy getrouheid is volmaak en volkome. En ons beweeg in die tyd in van Pinksterdienste word gehou, Heilige Gees is uitgestort. En ek is so dankbaar oor hierdie dispensasie van die Heilige Gees waarin ons bevind. En mag hy al die lof en die eer ontvang. Mag sy krag vrygestel word in ons lewens. Dis my gebed vanmôre. Nou ons kyk toe Jesus aarde toe gekom het. Toe het Johannes die Doper hom gedoop. En nadat hy gedoop was, het die Heilige Gees op Jesus kom sit soos 'n duif. En die Vader het uit die hemel gespreek en gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En daarna het die Heilige Gees vir Jesus die woestyn ingestuur, waar Jesus vir 40 dae gevas het. En daarna was hy versoek deur die duiwel. En toe het Jesus sy missie afgekondig, hoekom hy aarde toe gekom het. En ons lees dit in Lukas 4, vers 18 en 19. Toe Jesus sy sending aarde toe afgekondig het, wat hy hier kom doen. En Jesus sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes die herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jesus begin om te sê dat die Gees van God, die Gees is op my. Alles wat Jesus gedoen het, het hy gedoen deur die krag van die Heilige Gees. Elke dowe wie se ore oopgegaan het, oë wat oopgegaan het, verlamdes wat opgestaan het, dooies wat opgewek was, melaatses wat gereinig was, alles wat Jesus gedoen het, het hy vermag deur die krag van die Heilige Gees as mens. En as ek kyk na Jesus se bediening, daar is basies 3 dinge wat Jesus gedoen het. Hy het geleer, hy het gepreek en hy het die siekes genees. Hy het die siekes genees. En omtrent 40% van Jesus se bediening was gewees om siekes te genees, demone uit te dryf, bose geeste, geeste van krankheid. Jy sien, ek sien 'n deel as genesing. En Jesus het al hierdie dinge gedoen deur die krag van die Heilige Gees. Nou geliefdes, as ons vanmôre sou sê dat ons volgelinge is van Jesus, dan sal ons ook dieselfde moet doen. Ons sal moet gaan en ons sal die siekes moet genees. En ons het die krag van die Heilige Gees nodig om dit te doen. Nou, nadat Jesus sy werk voltooi het op aarde, net voordat hy vertrek het hemel toe, het hy vir sy disippels gesê om te gaan wag in Jerusalem, totdat hulle krag sal ontvang uit die hoogte. Jy sien, dit was nodig gewees. En ons gaan lees daardie opdrag in Lukas 24 vers 49. En Jesus sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Totdat, jy sien, hulle kon nie verder gaan om te bedien nie, want die kerk is geroep om die werk van Christus voort te sit op aarde. Ons moet die kerk van Jesus doen. En Jesus het self gesê, dat die kerk sal nog groter werke verrig as hy. Maar ons het die krag uit die hoogte uit nodig. Daarom Jesus het geweet, wat is die belangrikheid van hierdie belofte, wat die Heilige Gees is? Dat hy vir hulle opdrag gegee het en gesê het, julle moet gaan wag in die stad Jerusalem, totdat julle moet niks doen voordat julle nie die belofte van die Heilige Gees ontvang het nie. En Jesus sê vir hulle, sodat julle toegerus kan word met krag. Jy sien, as ons nie die krag het nie, dan is ons onwettige getuienisse van Jesus Christus, die verreëse Christus. Die Christus wat opgestaan het en wat lewe in ons en deur ons deur die werking van die krag van die Heilige Gees.
Jy sien, alles wat Jesus gedoen het, het hy deur die krag van die Heilige Gees gedoen. Daarom ons moet ook toegerus word met die krag. En dan sien ek dat hierdie krag, as ons gaan kyk in Handelinge 1 vers 8, en ek gaan lees hom vir ons vanmôre. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Jesus sê hulle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, sodat hulle getuies kan wees van hom. Daarom dan, as jy nie gedoop is in die Heilige Gees nie, het jy nie die krag nie, dan is jy 'n onwettige getuienis van Christus Jesus, want hy lewe en hy het opgestaan, en ons vermag dit deur die krag van die Heilige Gees, ons moet dit raak sien, en hierdie krag is dunamis power, dit beteken dis dynamiet, dis plofbaar, dis krag wat werksaam is, en dan, as ons die krag ontvang het, dan sal ons getuies wees van hom, wat opgestaan het, die werk kan doen van Jesus, wat nog steeds die werk doen, deur ons, deur die krag van die Heilige Gees. So die kerk gaan aan, die kerk gaan voort met die werk van Christus op aarde. En dan wil ek net noem, dat ons moet raak sien, dat die doel van die doping in die Heilige Gees is vir krag. Dis vir krag, geliefdes, en die teken is tale. En ek het gevind, baie mense fokus op die tale, terwyl die doel is vir krag. Dit gaan nie oor hoendervleis nie, dit gaan om die werk te kan gaan doen van Christus, deur die krag van die Heilige Gees. En hier is dit duidelik, dat hulle sal die krag ontvang, en dan getuies wees reg oor die aarde. En dan sien ek in Handelinge 2, waar hier die belofte uitgestort word, om krag te kan ontvang. En ek lees vir ons Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, toe was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Kan jy dit sien in die geestesoog? Hier sit die disippels. Wag vir 10 dae. Eendragtiglik, hulle is desperaat, hulle is honger, hulle verwag die belofte, en skielik, toe kom daar 'n rukwind, 'n geweldige rukwind, wat die huis geskud het, en toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur. Jy sien, dit is Heilige Gees krag, is vuur. Dit is nie vuur nie, maar dit is soos vuur, ons moet dit verstaan. Dit is soos vuur, onuitblusbaar, wat hulle self verdeel, so hierdie vuur verdeel, hierdie manifestasie, en op elkeen van hulle gaan sit. Hier sien ek 'n bo-natuurlike werking van die Heilige Gees, wat soos 'n vuur lyk, wat op vleeslike tonge kom sit, en daar gebeur iets met hulle, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En hulle het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dis 'n taal wat die Heilige Gees vir jou gee. Nou mense, ek wil nie vanmôre soveel fokus op die tale nie. Jy sien, as ek kyk na die tale, dit het gemanifesteer op 2 maniere. Eerstens is dit menslike tale, dis tale wat mense praat, wat jy nie aangeleer het nie. Dit sien ons as ons verder lees in Handelinge. Daar was 11 verskillende tale teenwoordig op daardie dag, en hulle het in tale gepraat wat die ander mense kon verstaan. Tale wat hulle nie self geleer het met hulle verstand nie. 'n bo-natuurlike werking van God. Maar dan is daar ook tale wat die Gees vir jou gee, wat Paulus noem, die tale van engele. In 1 Korintiërs 13 lees ons van dit. 'n Taal wat die Heilige Gees vir jou gee, wat nie 'n taal is van mense nie, maar die taal is uit die hemel uit. Dis die tale wat gespreek sal word. Nou mense, dis 'n nuwe taal. En ek wil net sê dat die doping in die Heilige Gees is 'n bo-natuurlike werking
As ons sien wat hier aangaan, dis 'n bo-natuurlike werking om jou in staat te kan stel om bo-natuurlike werk te kan verrig, om wonderwerke te kan verrig, om die werk van Christus te kan doen, om te kan opereer in die krag van die Heilige Gees, om 'n wettige getuie te wees van die koninkryk van God, wat 'n koninkryk van krag is. Daarom dan, geliefdes, die doping in die Heilige Gees is vir krag, En Jesus kondig sy missie aan. En hy sê, die Gees is op my, die Gees van God is op my. En dan sê hy wat hy gaan doen, en hy het dit gedoen, deur die krag van die Heilige Gees. Lees daar in Lukas 3, waar Johannes die doper besig was om te doop. En hy sê vir hulle, daar kom iemand na my, daar is een wat na my kom, en hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Jesus doop ons in die Heilige Gees en hy doop ons in vuur, deur die krag van die Heilige Gees. En dan sien ek dat Jesus stuur sy disippels uit, om siekes te gaan genees, om die werke te kan gaan doen, deur die krag van die Heilige Gees. En hy stuur eers sy 12 disippels uit. Nou mense, daar is soveel kontroversie rondom hierdie onderwerp van goddelike genesing in die kerk vandag. Maar as ek die Bybel bestudeer, dan is dit vir ons vandag. En Jesus het sy 12 disippels eers uitgestuur. En ek lees graag vir ons in Matteus 10, vers 1, 7 en 8. Dan gaan lees ons van die 12 disippels wat Jesus weggestuur het. Matteus 10, vers 1 en vers 7 en 8. En ek lees vir ons uit die Amplified Bible. Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority and power over unclean spirits, to cast them out, and to heal every kind of disease and every kind of sickness. And as you go, preach and saying that the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Freely you have received, freely you give. Jy sien, geliefdes, die Heilige Gees is uitgestort. Dis 'n gawe van God. Dis vry, dis vir elkeen. Ons moet dit gaan uitgee. As you go, waar jy gaan, werk toe, skool toe, dorp toe, waar jy ook al gaan, as you go, go and heal the sick. En kyk na hierdie dinge, behold, vers 19, I have given you authority and power. Jy sien, authority and power, gesag en krag. Gesag wat Jesus vir hulle gegee het, was die wettige reg om die krag te kan gebruik. Die gesag om die krag te kan gebruik, die wettige reg om die krag, daai bo-natuurlike dunamis, die krag is dunamis hier, te kan gebruik. En krag verwys na vermoë. En Jesus rus hulle toe en gee hulle gesag en krag oor elke demoon, elke werking, elke siekte en krankheid. En ons moet preek, die koninkryk van God is op hande. Dit is hier, Jesus leef in ons. Die koning lewe en heal the sick, selfs raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Jy sien, dis deel van genesing, geliefdes. Ons moet dit kan doen en ons is in staat gestel, omdat ons die gesag ontvang het om die krag te kan gebruik. Toe die Heilige Gees uitgestort is op aarde, het ons die gesag ontvang om dit te kan gebruik. Daarom dan, geliefdes, ek lees nou verder, nie net die 12 nie, maar nou die 70. En ek lees vir ons uit Lukas 10, vers 1, 9 en 19. Ook uit die Amplified Classic Edition. Now after this, the Lord chose and appoints 70 others. Jy sien, dit is 70 disciples, nie net die 12 apostels nie, die woord disciples kom hier voor. Sal ons ook sê dat ons kwalifiseer? Ons is nie almal apostels nie, maar ons is almal disciples. So ons kwalifiseer ook.
En hier is die 70 ander. And send them out ahead of him, 2 by 2, into every town and place where he himself was about to come to visit, and heal the sick in it, and say to them, the kingdom of God has come close to you. Jy sien, die kingdom of God is 'n koninkryk van krag. En as ons nie die krag gaan gebruik nie, dan is ons onwettige getuies van Christus. Ons opereer onwettig in die koninkryk van God. Die krag moet toegepas word, moet gemanifesteer word. Dan gaan Jesus weer aan. I have given you authority and power to tremble upon serpents and scorpions, and physical and mental strength and ability over all the power that the enemy possesses, and nothing shall in any way harm you. I give you authority and power. Ek gee julle die wettige reg om die krag te kan gebruik, die vermoëns van die Heilige Gees, sodat ons siekes kan gaan genees, demone uitdryf, fisiese en mental issues. En ons moet al hierdie dinge, moet ons mense gaan help mee, en hulle gaan genees. Die mens het God nodig, het die krag van God nodig, om hulle gesond te kan maak, vry te kan maak, hulle te kan genees, en hulle in oorwinning te kan sit. Ouens, ons sien raak, dis nie net die 12 nie, hier is die 70. Maar nou is dit nie net die 70 nie, ek sien die hele kerk, het daar die opdrag, die gesag wat hulle ontvang het, en die krag om die werk te kan gaan doen, om die werk van Jesus voor te kan sit op aarde. En die mens het vir Jesus nodig, hulle het die krag van God nodig, en God het ons toegerus om dit te kan gaan doen, geliefdes. Ons moet dit verstaan. Ek sien baie mense word gedoop in die Heilige Gees, ek sien hulle praat in tale, maar ek sien nie die krag opereer nie. Hulle gaan nie uit en doen die werk waarvoor hulle gedoop is nie. Die krag wat hulle ontvang het te kan gebruik nie. Ons het die wettige reg om dit te kan doen. God sê dit. Nou mense, ek lees graag vir ons Markus 16, waar die hele kerk nou opdrag kry. Nie net die 12 nie, nie net die 70 nie, maar die hele kerk nou. En Jesus, net voordat hy opgevaar het hemel toe, gee vir hulle hierdie opdrag in Markus 16. En ek lees vir ons vanaf vers 15 tot 18. Nou mense, daar is baie teoloë en so aan mense wat sê dat hierdie gedeelte van die Markus 16 is nie in die Bybel oorspronklike manuskripte nie. Nou ek wil vandag vir u sê, daar is 4200 manuskripte, eksemplare van die Nuwe Testament, waarvan 618 die 4 evangelies bevat. En net 2 uit hierdie 618 het nie hierdie gedeelte nie. So hoe desperaat moet iemand wees om te sê dis nie in die Bybel nie. Hoor jy wat ek sê? Dit is hier, ek sien dit. En hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Geliefdes, dis so 'n groot taak om die wêreld in te gaan. Die wêreld hier is kosmos. Dit verwys na die alternatiewe sisteem van Satan. Ons moet elke area van die samelewing, die kosmos infiltreer. Die onderwys, die wetenskap, die polisie, die politiek, oralste waar ons moet gaan, daar moet ons die evangelie van God verkondig. En dan gaan ons aan. En hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Vir wie? Vir die wat geglo het, sal wat volg? Hierdie tekens. En daar's 5 van hulle, bo-natuurlike tekens. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Dit begin by bevryding. In my naam sal hulle duiwels, demone uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Dooping in die Heilige Gees.
Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen kwaad doen nie. En op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Hier sien ons, dat ons moet hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word. Daarom, geliefdes, as jy nog nie gedoop is in die Heilige Gees nie, ek sien dis 'n tweede ervaring, na wedergeboorte, na die inwoning van die Heilige Gees, is daar 'n dooping wat moet plaasvind, en dis vir krag om 'n getuie te kan wees, om die werk van Christus te kan doen, om die koninkryk van God te kan demonstreer, die heerskappy van die koning oor alle siektes en krankhede, en selfs om die dooies op te wek. So ek wil u vra, as u nog nie gedoop is in die Heilige Gees nie, dan moet u twee dinge is nodig. U moet honger wees, u moet dors wees om gedoop te kan word. U moet desperaat wees om dit te kan ontvang, en u sal uself moet verloon, u moet onderwerp aan die Heilige Gees, vrye hand gee, jou hande ophef, soos wat Dawid sê, dat God salf sy hoof met olie en sy beker loop oor. Daarom ek hef my hande op, ek's 'n beker van God, ek's 'n houer vir hom om volgemaak te kan word. En dan kyk ons na hierdie orde, mense, hoe dit plaasvind. En ek lees graag vir ons weer Handelinge 2 vers 4. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in tale. Jy sien eers die vervulling, daarna die spreek in tale. So ons fokus nie op die tale nie, ons fokus op die vervulling. Dat die heerlikheid, die krag van die Heilige Gees jou vul. Gaan sit musiek aan en vra vir die Heilige Gees om jou te doop, om jou te vul. Vra vir Jesus, hy doop, om jou te vul met die Heilige Gees. En jy kan dit doen, jy kan vir jouself ook gaan bid. Maar ek gaan nou vir elkeen bid in die naam van Jesus. Terwyl God dit vir jou instoor het, die belofte is vir jou, my geliefdes. God wil dit vir jou gee, jy moet dit begeer. En as jy dit in geloof gaan ontvang, gaan die Heilige Gees jou vul. En jy gaan voel, daar kom lewende waters uit jou binneste uit. En nou gaan jy jou stembande gebruik, jy gaan tale begin uitbring, uit jou mond uitkom, nie Afrikaans of Engels nie, maar net 'n werking van die Heilige Gees wat hier van binnekant af oor jou lippe gaan vloei, soos lewende waters wat oor jou kom en uit jou uitborrel in die naam van Jesus. Vader, ek verklaar elkeen wat luister, dat hulle nou in geloof sal opereer, dat hulle sal gaan doen wat u sê in u woord, dat hulle sal die Gees van God verwag, wat die oomblik as hulle vra sal u vir hulle gee. En Vader, dat hulle nie sal huiwer en enig iets sal doen nie. Hulle gedagtes sal gebruik om dit te verhinder nie. Maar dat hulle net hulle gees sal oopmaak voor God, terwyl hulle u gaan loof en prys, Here. Vra ek dat Jesus, dat u hulle sal doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek dank u vir die wonderlike belofte van die Heilige Gees wat u kerk in staat stel om die werk van Christus te kan gaan doen, Here. Ons gaan nie stil sit nie, maar ons gaan vorentoe in Jesus se naam. Amen en amen. Amen. Mense, die Heilige Gees is teenwoordig. Hy is in jou, hy is by jou. Hy wil jou doop met die krag van die Here. In Jesus naam.